Jakobus die tweede hoofstuk van die 14de vers. Groot en goed is die Here God wat leef. Amen. Tot in alle ewigheid. Jakobus daar agter nie by. Ja. Amen. Prys die Here. Jakobus 2 van vers 14. Jy sê, wat baat dit broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Wat is dit die mense altyd sê? Glo net. Ja. Glo net. Here Jesus het ook gesê. Maar weet jy wat? Daardie woordjie glo net het meer betekenis as wat ons dink. En die mense steek maar vas by daardie gedeelte net glo net. Klaar, finish, klaar, einde van die prent. En dit is waar hulle dan stagneer. Dit sê meer as wat daai glo net sê. Prys die Here. Vers 15 sê, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, aan die daglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar hulle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Ja. Wat baat dit? As een nou vanmôre naak is en honger, en jy sê vir hom, gaan heen, broer of suster of wie ook al, gaan en word warm, word versadig, en jy stuur hom weg, wat gebeur? Wat baat dit jou? Ja. Absoluut niks. Jy stuur hom weg, omrede jy hom miskien ook nie graag wil iets gee nie. Ja. Jy stuur hom weg of haar weg, omdat jy nie werklik waar omgee nie. En jy sê vir die persoon, glo net, dis al. Dit help nie net, jy sê vir die persoon, glo net. Daar's meer verbonde aan dit, as wat die mens dink. Ja. Ons lees die volgende vers 17. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. As jy daai geloof het, maar daar's geen werke nie, beteken dat die geloof van jou zero. Ja. Beteken dit niks nie. Hoe baie keer sê mense nie, verander die volgende persoon, jy moet net glo. Jy moet net glo. En jy bly by dit net te sê, jy moet net glo. En daar bly dit. Is dit nie wat die mense sê nie? Ja. Of is ek nou verkeerd? Waar? Dis wat die mense sê. Jy moet net glo. Nou wat sê Jakobus? Hy sê die geloof sonder die werke beteken niks. Met ander woorde, jou geloof gaan vir jou niks werk nie. As daar nie 'n daad aan verbonde is nie. As daar nie 'n werk aan verbonde is nie. Maar wat sê verder vir ons hierso? Maar iemand sal, vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.
Vers 19 sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Jy glo dat God een is. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Hulle bewe. Want die duiwel was mos in die hemel gewees. Hy is uitgeskop uit die hemel uit. Omdat hy hom gelyk met God wou gestel het. Saam met 'n derde van die engele. Glory to God, vers 20 sê. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Die geloof sonder die werke is dood. Ek kan hierdie geloof hê, hierdie massiewe geloof hê in my binneste. Maar as dan die werke is wat saam dit gaan nie, dan beteken my geloof absoluut niks nie. Ek kan vanmôre vir jou sê, broer, suster, glo net. Glo net. En dit sal gebeur. Geloof sonder die werke beteken absoluut niks. Maar wat sê verder vir ons in die woord van die Here in vers 21 sê, is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Ek kan hierdie geloof hê, onwerklik kan versit. Maar as ek nie die werke toepas nie, saam met my geloof nie, beteken hierdie geloof van my absoluut niks. Toe die Here vir Abraham gesê het, Abraham, neem jou seun Isak, jou enigste seun, en gaan offer hom op die berg wat jou sal wys. Daar waar jy na toe gaan, sal ek jou wys. Gaan offer hom. Nou, wat het Abraham gesê? Hy het nie gesê, Here, dis my enigste seun nie. Ek kan dit nie doen nie. Want hy het geloof in God gehad. Maar hy moes die werke toepas. Toe hy vir Isak gevat het, en hy die esel gepak het, by die hout, en die vuur, maar sonder 'n brandoffer. Toe het hulle gegaan en hulle het geloop. En tot daar waar hulle gekom het, het sy seun Isak vir hom gesê, Vader, hier is die hout, en hier is die vuur, maar waar is die offer? Hy het gesê, God sal voorsien vir die offer. Amen. God sal voorsien vir die offer. Isak het nie eens geweet, hy is die offer nie. Die Here het vir Abraham gesê, hy moet Isak gaan offer. En toe hulle by die berg kom waar hy moes geoffer word, toe het Isak nog steeds gevra, Vader, hier is die hout, en hier is die vuur, maar waar is die offer? Hy sê, God sal voorsien. Maar hy vat sy seun, hy sit hom op die altaar en hy bind hom vas. En toe hy die mes vat om sy seun te slag, toe sê die Here vir hom, Abraham, moenie om seermaak nie. Moenie aan hom skade doen nie. En daar is 'n ram wat vasgevang is. En God voorsien vir die offer. Amen.
Want jy weet, Abraham het geglo dat God die offer gaan voorsien. Hy het sy seun gevat en gaan op die altaar sit, om geoffer te word, om geslag te word. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Hy het geglo en hy het die werke toegepas. Amen. Hy het gedoen soos wat die Here gesê het. En die Here voorsien vir die offer. Amen. As jy nie jou werke toepas nie, al het jy die geloof en jy werk, pas nie jou geloof toe met jou werke nie, beteken dit niks nie. Dis waar. Jy kan vanmôre glo net wat jy wil. En as jy nie oorgaan tot die daad toe nie, beteken dit niks. Wat gebeur as iemand na die Here roep en hy begin om sy knie te buig voor die Here en sê, Here, hier is ek. Ek wil my lewe oorgee aan U. En hy begin om sy sondes te bely. En hy begin om te laat staan. Nie bely en aangaan nie, maar bely en te laat staan. Die geloof saam met die werke loop hand aan hand saam. Amen. Dis waar. En jy breek met die sonde. Jy breek met die ongeregtigheid. Want baie mense sê, ag Here, verlos my van hierdie afgode. Ek wil jou vraag vra, wie het die afgode in jou lewe gebring? Dis so. Nou is jy te lui nog om dieselfde uit jou lewe te haal. Nou wil jy God met jou werk doen. Jy moet jou werk doen. God sal die ander doen. Die Here sal die res doen. Raak ontslae van die ongeregtigheid in jou lewe en in jou binneste uit. En God sal die ander doen vir jou. Jy kan glo soos jy wil. Tot jy kan glo dat jy tot wie ore staan. Maar as jy nie oorgaan tot die daad om ontslae te raak nie, sal niks gebeur nie. Jy kan doen wat jy wil, Dis waar. maar jy moet oorgaan tot die daad. Jy weet, die mense wat in ongeregtigheid lewe. Die man wat glo hy gaan daar inbreek. En hy gaan steel daar. Hy glo en hy pas dit toe. Ja. Hy gaan oor tot die daad. En hy doen dit. Die vyand kom en hy sê, man, ek glo gaan hierdie ou verlei. En hy gaan soontoe. En hy glo en hy gaan soontoe. En hy begin te praat en te demonstreer of wat ook al. En hy verlei daai persoon. Ja. Hy gaan oor tot die daad toe. Hy pas sy geloof toe. En ek wil vanmôre sê, kind van God, dis dat jy moet jou geloof toepas in die Here Jesus. Dis waar. Saam met die werke. Amen. Want as jy nie jou geloof toepas en saam met die werke nie, beteken jou geloof niks. Slaan jy dooie perd? Wie van julle het al 'n dooie perd geslaan? Ja. Jy het al baie dooie perd geslaan. Groei my. Wie glo my? Nie een van julle nie. Man, jy het al baie keer gesit en glo. As ek daar so sit jy in jou sitkamer of waar ook al, en jy sit en glo, weet jy wat? Ek gaan dit en dit verkry. En jy kry niks nie. So wat, het jy al 'n dooie perd geslaan? Ja. Amen. Ja.
Ek hoor ook net twee wat sê ja. Jy bou kastele. Die ligkasteel is 'n dooie perd wat jy slaan. Dis tyd dat jy moet begin te beweeg. Jy moet glo, jou geloof toepas. Hoe pas jy het geloof toe? Deur oor te gaan tot die daad toe. Soos Abraham gemaak het. Hy vat sy seun Isak. En hy vat die hout en hy vat die vuur en hy gaan daar na die plek waar God hom gaan wys. En toe hy daar kom, toe bind hy vir Isak. En toe hy wil slag, toe sê die Here, doen hom niks nie. En God voorsien vir die brandoffer. Want Abraham het geweet as hy God glo en vertrou, sal die Here vir hom voorsien vir die brandoffer. En God het voorsien. Glory to God. Ons lees vers 23. En die skrif vervul was, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Jy weet baie mense sê, weet jy, God is my vriend. Maar jy doen nie eers wat God jou vra nie. Jy doen nie eers wat God jou vra nie, hoe kan jy God se vriend wees? Hy sê in Johannes wat hy sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek vir julle beveel het. Glory to God. Vers 24 sê, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Vers 25 sê, en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Toe die boodskappers daar gekom het, die twee verspieders, wat het sy gedoen? Sy het hulle weggesteek op die dak. En toe hulle vra by haar kom en sê, waar is daar die twee manne? Sy sê nie, hulle het hierdie pad gegaan, die kant toe hulle agtervolg. Maar sy steek hierdie twee manne weg. En sy het geglo as sy hulle wegsteek, sal God genadig wees. Sy het oorgegaan tot die daad toe. En wat het die twee manne vir haar gesê? Hulle met 'n rooi tou uithang, wanneer hulle Jerigo inkom. En God sal haar span. Maar sy met al haar familie ook in hê in my huis. Almal wat daarin sal wees in haar huis, sal gespaar wees. En dit is haar tot geregtigheid gereken. Omrede sy geglo het en oorgegaan tot die daad, dit gedoen het. Hierdie vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het, wat het sy gedoen? Sy het gehoor van Jesus wat genees. Sy het gehoor hy's die ene wat dooies opwek, wat siekes gesond maak, wat sondes vergewe. Sy sê, as ek maar net die soem van sy kleer kan aanraak, dan sal ek gesond word. En sy dring na deur, tussen die mense deur, om die kloot van Jesus aan te raak. En toe sy dit doen, toe hou alles op en sy geword genees. Sy ontvang genesing. As ek nie en jy nie oorgaan tot die daad toe nie, kan God vir jou niks doen nie.
As ek en jy nie bely en laat staan nie, kan God nie vir jou iets doen nie. Is dat die mens moet bely en laat staan en nie aangaan en môre weer bely nie. Wanneer jy dit doen God die werk in jou lewe. Het God dit al in jou lewe gedoen? Amen. Glory to God. En weet jy wat? As ek en jy sê nee, ek glo, die Here sal dit vir my doen. Moenie op jou sewende ruggraat gaan sit en verwag God gaan dit doen nie. Staan jy op en beweeg en gaan oor tot die daad en God sal dit vir jou doen. Amen. Amen. Dit is wat die Here doen. Die man wat verlam was, hy het gehoor van Jesus wat genees. Die werke wat hy doen. Maar hy kan nie daar kom nie. Hy het sê natuurlik sy vriende geroep of familie. En hierdie 4 mans dra hom. En toe hulle daar by die huis kom, kon hulle nie ingaan nie, weens die skare wat om die huis is. En hulle klim op die dak, en hulle breek die dak oop. Halleluja. Doen dit vandag. Mense gaan jou aankla en hulle weet nie wat alles. Nog voor jy onder is, dan die mense jou al klaar seker dalk vermoor. Dis waar. Maar hulle vat daar die man en hulle laat sak hom, reg voor die Here Jesus. Hulle het geglo, en hulle het oorgegaan tot die daad toe. En God doen die werk in daardie man se lewe. Want die werke en die geloof loop saam. Toe hom laat sakke voor die Here Jesus, toe sê, neem jou sondes is jou vergewe. Neem jou bed op en loop. Amen. Staan op en loop. Want die Here doen die werk in jou sy lewe. En almal is verwonderd. Hoekom doen God dit vir hom? Hoekom doen die Here dit vir daardie ene? Maar die Here kan dit nie vir my doen nie. Jy glo, maar jy het nie die werke nie. Jy het die werke, maar jy glo nie. Amen. Want die twee loop hand in hand saam. Jy kan nie onderskei van mekaar af nie. Wanneer jy werklik waar ernstig wie is met die Here, dan gaan jy glo en jy gaan oor tot die daad. En die Here doen die werk. En jy sal verbaas staan wat God vir jou doen. Dit help nie vanmôre dat die mens net glo nie, maar jy doen niks nie. Wanneer jy iets doen, moenie dink, jy gaan dit net doen om te doen nie. En jou geloof is nie daar nie. Jy moet geloof insit in die saak. En oorgaan tot die daad. En dit gebeur. Anders kan jy maar vergeet vanmôre. Dis waar. Ek glo ek sal die ewige lewe beerwe. Maar jy weet wat? Ek wil aangaan met die sonde. Ek is nie bereid om oor te gaan tot die daad. Om te bely en te laat staan. Ek is nie bereid om ontslae te raak van die verkeerde in my lewe nie. Maar God moet my genadig wees. Ek is nie bereid om vry te spreek nie. Ek loop met hart in my hart rond. Met wrok.
maar God my vergewe. Wie wat sê die woord van die Here? Wanneer jy bid, en iemand het iets teen jou, Ja. spreek hom vry. Amen. Spreek vry, Ja. sodat jy vry kan kom. Halleluja. En wanneer jy nie vry spreek nie, gaan jy nie vry kom nie, vergeet dit. Jy kan maak wat jy wil. Dit sal nie gebeur nie. My broer, my suster, hier is vir jou R100. Gaan koop vir jou iets om te eet. En jy gee daardeur. Jy gee dit met geloof en die werke saam. En nou gee vir daai persoon. En die persoon kan gaan voedsel koop. Jy gaan oor tot die daad. As jy dit nie doen nie, is jou geloof niks werd. My geloof kan ek in Christus hê. Maar as ek nie die werke doen nie, het ek 'n valse hoop om in die koninkryk van God in te gaan. Ek moet geloof in die Here hê, maar oorgaan tot die daad, die werke doen. En God. En ek moet daarom bly en dit doen en nie verlaat nie. Die werke van God doen en God sal sorg dat jy in die hemel beland. Amen. Jy sal dit doen. Maar anders is jou werke te vergeefs. Jou geloof beteken dan niks nie. Wat sê die vers 26? Want soos die liggaam dood sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Dis waar. Soos die liggaam sê ja, want soos die liggaam sonder gees dood is. Weet jy, as dan nie gees in die liggaam is, jy mos dood. So is wat hy sê, so is ook die geloof sonder die werke dood. Dit help nie ek sê ek het geloof, maar daar's geen werke nie. Want as die liggaam dood is en daar's geen gees in nie, hoe kan hy opereer? Niks kan gebeur nie. So is die geloof van geen nut as daar nie werke is. Vanmôre sê, mag jy die woord graveer wees op jou hartstafels. Mag jy dit toepas in jou lewe. Nie net glo nie, maar laat jy dit toepas in jou lewe en sê, Here, ek wil oorgaan tot die daad toe. Ek wil dit toepas in my lewe. Amen. Wat baat dit? Jy sê jy sit in koud kry. Maar jy gaan nie oor tot die daad en vat 'n baadjie of 'n jas of 'n kombers en maak jou toe nie. Dan gaan jy bly koud kry. Dis waar. Jy kan sit en glo jy gaan warm wil kry. Jy gaan nie warm kry nie. Gaan oor tot die daad. Kry vir jou iets en trek jou dit aan. En weet jy wat gebeur? Jy word warm. Dis waar. Dan gaan jy nie meer koud word. Gaan oor tot die daad. Pas jou geloof toe. En God sal met jou wees. Amen. Hoe baie keer sê die mens, glo net. Glo net, glo net. Wat sê baie predikers? Man, jy moet net gee. You just gotta give. Gee net. En jy sal geseën word. En hy ons gee. Want hy praat. En hy gaan oor tot die daad en sy sak word vol. Ja. En jou sak raak leeg. Ja.
Want jy soek om meer te kry. Ja. En die geloof hoef saam die daad. Sonder die werke, die geloof sonder die werke, beteken niks nie. Dis waar. Gaan oor tot die daad en pas die woord van God toe in jou lewe. Amen. En God sal die res doen in jou lewe. Maranatha, Jesus kom. Amen.